Ons het laasweek by hierdie stil gestaan, die 7 sinne van Golgotha. En dis baie belangrik om te weet dat, soos dit daaronder staan, dis 'n ewige betekenis en is volmaakte verlossing. En as ek 'n stukkie mag aanhaal uit laasweek se preek, net om voor te bou vanmôre op die laaste 3 sinne wat Jesus dan aan die kruis gepraat het, wil ek miskien hierdie beklemtoon en ek gaan 'n bietjie meer tyd daaraan spandeer, maar om te hou hier toe ek gelees het, het ek gesê Golgotha was nie die einde van Jesus se werk nie, maar dit was die begin van sy ewige teenwoordigheid. Is jy bly daarvoor? Prys die Here. Om Sammy, dit is al die volgende een, hoor. Sy, prys die Here. Is daar goed gebreek al bo? Als reg, okay. Die 7 sinne wat ons na gaan kyk, en dit wat ons laasweek na gekyk het, was eerstens gekyk na die woorde van vergifnis, en dis waar Jesus dan aan die kruis geroep het en gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die tweede woorde waarna ons gekyk het, was die woorde van verlossing, en waar Jesus dan die woorde aan die misdadiger langs hom sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die derde woorde was die woorde van verhouding, baie belangrik is, en dit is waar hy dan na die disipel Johannes kyk en sê, daar is jou moeder, en vir Maria kyk en sê, moeder, daar is jou seun. En as dit daar die gevolg gemaak, dat dit belangrik is, dat ons verhouding sal hê met mekaar. Amen. Vierde woorde waarmee ek afgesluit het laasweek, was die woorde van lyding, en dis waar Jesus dan gesê het, ek dors. En ek gaan dan vanmôre net voortgaan, en ek wil saam in die tafel van die Here vanmôre by hierdie woorde stil staan, en ek gaan so 'n bietjie meer op hierdie woorde fokus, want ek voel dis wat die Here sterk in my hart gelê het. In Markus 15 vers 34 kom hierdie woorde dan na vore, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ek gaan vir jou lees, en ek het dit ongelukkig nie op die bord gesit nie, maar as jy jou Bybel het, kan jy hom oopmaak by Markus hoofstuk 15, en ek lees vir jou. Hy sê, en op die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit is as dit vertaal word, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar gestaan het gesê, kyk, hy roep Elia. Toe hardloop iemand, maak 'n spons vol suurwyn, sit dit op 'n riet en gee dit vir hom om te drink. Laat staan, laat ons kyk of Elia hom kom afhaal. Weereens nog steeds die gespot waarvan ons laasweek gepraat het. Maar Jesus het weer met 'n groot stem uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die Engelse vertaling sê, he gave up the ghost. En die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder. En toe die hoofman oor 100 wat reg voor hom gestaan het, sien hoe hy uitroep en gesterf het, sê hierdie woorde, waarlik, hierdie mens was die seun van God. Vanmôre wil ek gou net vinnig hierdie hoofman oor 100 reg help en vir hom sê, hy was nie net die seun van God nie, maar hy is nog steeds die seun van God. Amen. Die woorde Eloi, Eloi, lama sabachthani het hulle in al die vertalings van die Bybel in die oorspronklike teks gehou. Toe hulle hierdie gedeelte uit Hebreëus probeer vertaal het hulle ontdek dat daar geen ander taal is wat die volle betekenis van daardie uitroep kon weergee nie. Daarom in elke Bybel sal jy sien dat die oorspronklike woorde Eloi, Eloi, lama sabachthani sal bly geskrywe staan, alhoewel hulle dit probeer na die beste van hulle moe vertaal, wat dan daarop neerkom, my God, waarom het U my verlaat? Ek dink nie ek en jy sal ooit kan begryp en besef wat die grootheid van daardie woorde van Jesus aan die kruis was nie.
Die woord van die Here sê dat Jesus is op die 6de uur aan die kruis gehang. Die 6de uur in my en jou tyd vandag is om 12 uur die middag. Is hy aan die kruis vasgespijker en van 12 uur tot en met 3 uur praat die Bybel van die 9de uur die middag het hy aan die kruis gehang. Nou as jy nou moet jy gaan navorsing doen saam met my en jy gaan kyk na die Pasga wat gehou word in die Ou Testament en ons praat baie daaroor, gaan jy vinnig agterkom dat die gebruik was in die Ou Testament elke jaar by die Pasga fees sou hulle die lammetjie slag presies om 3 uur die middag. En op 3 uur die middag het Jesus aan die kruis gesterf. Dieselfde tyd waarop die paaslam geoffer is, het Jesus gesterf. En dit wil ek vanmôre sê, ek het laasweek gesê, ons het nie te doen met 'n mik en druk evangelie nie, maar hy staan ewig, waaragtig, tot in aller ewigheid. En dit was, soos ek sê, nie toevallig nie, maar ek het hierdie skyfie ingesit, en jy moet vanmôre saam met my net stem, dat Jesus Christus is die ewige paaslam, wat vir die sondes van die wêreld geslag was. Amen. Halleluja. Jesus was God, wat vlees geword het. Hy was God met 'n menslike liggaam, die volle godheid van God het in 'n liggaam kom woon. Maar op daardie oomblik het die Vader sy teenwoordigheid ontbreek. Toe Jesus aan die kruis hang en hy roep, my God, waarom het U my verlaat? In daardie oomblik het die heilige teenwoordigheid van God die Vader en die Heilige Gees sy teenwoordigheid van hom af omtrek. Vir die eerste keer ervaar Jesus, Seun van God, hy wat tot in ewigheid was en sal wees. Vir die eerste keer ervaar Jesus hoe dit voel wanneer die teenwoordigheid van God weg is. Nog nooit van tevore het hy hierdie verlatenheid beleef nie. God self verwyder van God, probeer dit saam met my begryp, en soos ek sê, die woorde kon hulle nie in sy volheid beskryf nie, maar as jy na Jesus kyk aan die kruis, wat daar hang vir my en jou sondes, en hy roep hierdie woorde uit, is hy die Seun van God, maar in daardie oomblik het God homself verwyder van God, as dit vir jou kan sin maak. Ons weet dat Jesus het geweldig gebloei. Ons weet hy was gegeesel, ek het so 'n bietjie gaan kyk, hulle praat van 7 plekke waarop Jesus baie gebloei het, uit sy hande, sy voete, sy rug, sy sy, sy baard wat uitgeruk was. Maar die vraag wat ons dan vanmôre vir mekaar moet vra, en ek hardloop net deur dit saam met jou, wat is dit wat werklik Jesus op daardie oomblik laat sterf het? Wat is dit wat Jesus doodgemaak het? Dan wil ek vanmôre sê, Pilatus het Jesus nie doodgemaak nie, die Romeine het hom nie doodgemaak nie, die Joodse Raad het hom nie doodgemaak nie, maar dan hoor nou hierdie vers, en ek gaan so paadjie met jou stap, in Johannes 6 vers 63. Jesus praat self en hy sê hierdie woorde, dit is die Gees, met 'n hoofletter, wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek, Jesus, tot julle spreek, is 2 goeders, gees en lewe. Die Seun van God kon nie sterf. Toe hy aan daardie kruis hang, kon hy nie sterf voordat 2 dinge gebeur het nie. Ek hoop jy's by my. Die eerste ding wat moes gebeur voordat Jesus kon sterf, is dat hy moes ophou praat. Die Bybel, dit wat ek jou nou net gelees het, in Johannes 6 vers 63, hy sê die woorde wat ek spreek, is gees en is lewe. Solank as wat Jesus gepraat het, was daar lewe. Solank as wat Jesus die woorde van God die Vader gepraat het, was daar lewe. Geen dood, geen demoniese mag en geen vyand kon hom oorweldig nie, terwyl hy nog die woorde
gespreek het. Ek hoop dit gaan by jou in. Terwyl hy met misdadigers gepraat het. Terwyl hy met sy Vader gespreek het en terwyl hy met Johannes gepraat het, kon die dood hom nie neem nie. Kom ons let mooi op wat Jesus dan aan die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Jesus het nie op daardie oomblik aan die kruis gehang en gesê, Here, waarom bloei ek so baie nie? Hy het nie gesê, Here, waarom ly ek nie? Hy het nie gesê, Here, waarom word ek gekruisig nie? Maar Jesus se grootste bekommernis, terwyl aan die kruis hang vir die sondes van die wêreld, was sy bekommernis hierdie woorde gewees, my God, hoekom het U my verlaat? Ek wil hierdie stelling maak, die woord en die teenwoordigheid van die Heilige Gees gee lewe. Is ons nog 'n Pinksterkerk? Daar's 'n baie belangrike geestelike les in dit en ek dink jy het dit al reeds opgetel, maar die geestelike beginsel, dis 'n beginsel, solank as wat ek en jy in die woord bly, solank as wat ek en jy die woord aktiveer in ons lewe. En solank ons in God se teenwoordigheid kom en onder die salwing van die Heilige Gees kom, kan jy nie geestelik sterf nie. Want sy teenwoordigheid gee lewe aan jou. Kom aan, wie kan saam met my net gou-gou sê amen? Amen. Ja. Sy teenwoordigheid gee lewe aan jou gees. Die geheim van die geestelike lewe is eenvoudig en ek gebruik nou en ek staan 'n bietjie stil by hierdie woorde van Jesus. Solank as wat ons sy woord spreek, solank as wat ons sy woord leef, bly ons in sy teenwoordigheid. Ons moet lief wees vir God se teenwoordigheid. In 'n diens soos hierdie moet ons hom aanbid en ek wil vir jou sê, dis glad nie vir my vreemd nie. Ek weet wanneer God iets wil doen, hoor gou mooi wat ek sê. Hierdie week het ek al reeds 'n klomp uitdagings gehad. Dit wat vanmôre in hierdie kerk gebeur het met krag wat trip en ligte wat doodgaan en alles. Kom ek sê vir jou, daar's 'n vyand wat wil keer dat ons as kinders van God in sy teenwoordigheid moet wees. Maar dank God, hy gaan nie wen nie. Kom aan kerk. Amen. Ek wil vir jou sê, hierdie liggies kan maar flikker. Die rooi lig van God is aan. Hy kan maar flikker. Die klank gaan maar doodgaan ook. Ek gaan vanmôre hierdie preek deurkry. Hoekom? Want God se woord is belangrik en God se teenwoordigheid is belangrik om geestelik te bly lewe. Kom aan, sê 'n bietjie amen. Die woord alleen, moet ons dan nou besef, is nie genoeg nie. Die woord van die Here kom in 2 Korintiërs 3 vers 16 en Paulus skryf dit en hy sê, die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Sê by my, gaan sê my askies, kan ons nie nou maar hierdie liggies afsit nie. Dit ek kom van Brakpan af en dit lyk vir my soos 'n polisie liggaam wil ek wegkry. Die letter alleen maak dood, maar die gees van God maak lewend. Nou hier is die realiteit, jy kan week na week kan jy die skrifte hoor. Jy kan Bybelverse aanhaal soos wat jy wil. En dit klink nou rof. Ek het al met mense te doen gekry. Hy is so onheilig soos die duiwel se disipel. Maar hy ken die Bybel uit sy kop uit. Maar dan wil ek sê, wanneer ons die Bybelkennis wat in ons hart het, kan inbring onder die salwing van die Heilige Gees, dan begin die woord van God te lewe. Kom aan kerk. Die waarheid is dat baie kerke sing Bybelse woorde. Ek wil net vinnig by dit stil staan. Baie kerke se orkeste is uitstekend, maar hoor net die stelling en jy gaan saam met my stem vanmôre, maar as die teenwoordigheid van God nie op die musiek is nie, is daar geen geestelike lewe daarin nie. Daarom is al die kerke nie dieselfde nie. Die verskil is nie die wonderlike prediker of die goeie band nie, maar dit is die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat die verskil maak. Amen. Ek en my vrou praat toevallig laasweek daaroor en ek wil nie te veel uitbrei nie. Ons was by 'n groot byeenkoms. Groot kerk, wonderlike dinge. En hulle het 'n lekker band daar gehad. En ek en my vrou
kan net nie lekker saam sing nie. Dit klink awesome. Die buis vibreer hier teen jou, maar jy kan net nie voel, jy kry koneksie nie. Daai volgende oggend, die sonnagoggend, gaan sing ek by 'n kerk in Johannesburg. En ek sê dit met respek. 'n Klein arm gemeentetjie. Daar's so 'n ou oom wat daar sit met 'n gitaar wat heeltemal uit tune het is. Maar ek wil vir jou sê, toe daai oom my gitaar begin tokkel, toe kan ek voel, maar hier's nou 'n koneksie. Waar gaan dit? Waar God se teenwoordigheid is lewe. Is dit so? Sy teenwoordigheid maak die verskil. En dan wil ek vanmôre, en ek weet ek praat sommer net so 'n bietjie vanmôre, maar ek wil vir jou sê, dat as ons as sterk toring op hierdie kosbare woord van God kan bly bou, as ons hierdie woorde op ons lippe kan kry, en as ons elke Sondag, wanneer ons hier by mekaar kom, kan sê, welkom Heilige Gees, wil ek 'n uitspraak lewer en ek sê, sterk toring sal nooit geestelik kan sterf, solank as wat die woord van God hier is, en ons sy teenwoordigheid toelaat in ons midde nie. Weet ek, onthou ek het, toe ons hierdie verhoog gebou het, net hier het ek 'n Bybel laat insit. En my gebed was, Here, dat ek altyd op u woord sal bou. Altyd u woord sal praat. Amen. Wanneer die woord en die teenwoordigheid begin saamwerk. En dit is vir my belangrik, dat die woord van God en die salwing sal begin saamwerk. Dan gebeur daar iets bonatuurlik. Ek wil vanmôre vir jou sê, as die Heilige Gees en sy teenwoordigheid nie in hierdie plek opdaag vanmôre nie, dan kan die mens nie verander nie. Maar as hy opdaag, kan jy verander. Ja, ek praat met jou. Jy kan verander. Daai ding wat soos 'n reus voor jou staan sê, ek sal nooit oor hierdie ding kan kom nie, as die teenwoordigheid van God, saam met sy heilige woord, opdaag in hierdie plek, kan dit verander. Ek wil vanmôre sê, jy kan genesing ontvang. Come on. Hy kan jou lewe herstel. God se woord en God se teenwoordigheid moet altyd saamwerk. Verstaan jy dit? Nou laat ek myself in die rede val en vir jou verduidelik. Ek as pastoor probeer altyd 'n gesonde balans hou. Daar's kerke waar hulle net heeldag wil koordans en in rondte spin en haleluja skree. Ek hou van sulke goeters, maar jy kan nie net dit in jou diens hê nie. Jy moet gesonde woord ook in jou gemeente hê. En daarom maak ek weer die stelling, God se woord en die Heilige Gees moet saamwerk. Is jy by my? In jou lewe, daar was baie kere wat ek as pastoor droog gevoel het. Daar was baie kere in my lewe waar ek leeg gevoel het. Waar ek gevoel, Here, ek kort iets in my lewe. Maar wanneer ek voel my vuur raak minder, dan weet ek, daar is twee goeders wat ek moet doen. Eerstens, en leer saam met my, wanneer ek so droog voel, weet ek moet die woord van God in my lewe begin aktiveer. Nie die opinie van mense nie, maar ek moet 'n skrif kry in God se woord, en dit uit my mond uit laat kom, en op sy woord moet ek aktiveer in my lewe. En tweedens, ek gaan doelbewus in sy teenwoordigheid, en ons het al baie oor hierdie goed gepraat, maar die eerste ding wat gebeur, as jy nou mismoedig is, raak jy mismoedig, of is dit net ek? Julle lyk altyd so wonderlik hier in die kerk, Nie so nie. Maar die waarheid is, daar is tye, kan ek eerlik wees, waar ek net nie lus voel om te bid of Bybel te lees nie. My nie fire nie. Maar ek kan vir jou dit sê, daar is tye wanneer dit so gaan in my lewe, wat ek vir myself sê, Dudley mans, jy het nou twee goed nodig. Jy het die woord van God op jou lippe nodig, en jy het nodig om in God se teenwoordigheid te kom. Waar ek in my binnekamer gaan, die deur agter my toemaak en begin bid. En elke keer, wanneer ek dit nog gedoen het, kom nuwe lewe terug, varsheid kom terug, en die krag van God kom terug. Moet nooit die teenwoordigheid van God in jou lewe verloor nie. Ek weet, ons praat oor die 7 sinne van Golgotha, maar ek het 'n paar goed gaan neerskryf wat vir my belangrik is. Kind van die Here moet nooit die teenwoordigheid van God verloor nie. Wat beteken dit?
Wat beteken dit? Wanneer jy iets sê wat die Heilige Gees kan bedroef, moet dit nie sê nie. Wanneer jy by 'n plek wil ingaan, wat jy weet, God nie welkom by is nie, moenie ingaan nie. Kom aan kerk. 101's. Ons het dit verloor. Ek en jy moet alles doen om die teenwoordigheid van God in ons lewens te bewaar. En ek kom vanmôre en ek maak 'n beroep op elkeen. Ons moet die teenwoordigheid van God in ons huise bewaar. Ons moet dit in hierdie gemeente bewaar en jy moet dit in jou hart bewaar. Kom aan, kan ek net gou sien, wees lief vir die Heilige Gees. Halleluja. Toe Jesus aan die kruis hang, teenoorgestel van wat ons op prentjies sien, het Jesus Christus, Seun van God, absoluut naak aan die kruis gehang. Daar was nie 'n draadklere op Jesus se liggaam nie. Daar was nie 'n lendelap om Jesus gedraai nie. Hoekom het hulle hom kaal aan die kruis gehang? Dit was bedoel om die totale skande en vernedering op Jesus te plaas. Kom aan kerk. Ek wil nie, maar stel jouself voor, nie eers 'n kruis nie, as iemand jou met toue vasmaak en jou kaal uittrek en deur die dorp laat loop. Dit was vernederend. En Jesus word in daardie oomblik die tweede Adam. Jy sien, die eerste Adam in die tuin van Eden het teen God gesondig. En die oomblik toe daarna het hy homself uit God se teenwoordigheid weggeneem. Hy het homself gaan probeer wegsteek vir God se teenwoordigheid. Waarom? Weereens, ek het dit nou gesê, omdat die teenwoordigheid van God sonde openbaar. Dit is waarom ons die teenwoordigheid van God in ons gemeente nodig het. Dis hoekom ek wil hê die Heilige Gees moet in sterk toring weer. Kerk toe gaan is nie net altyd om goed te voel nie. Kerk toe gaan is nie net altyd om 'n blessing te kry nie. Kerk gaan daaroor dat ek en jy in God se teenwoordigheid kan kom, waar die Heilige Gees, hoor mooi, ek praat mooi, die dinge in ons lewe kan uitwys wat bely en laat staan moet word. Is dit so? Die teenwoordigheid van God gee nie net lewe nie, dit openbaar sonde. Hy sê in Genesis 3 vers 10, en hy antwoord, dit is Adam, ek het 'n geruis gehoor in die tuin, en ek het gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. 3 goeters waarop ek klem lê. Hy hoor God, hy hoor 'n geruis. Tweede ding wat opkom is vrees, hy word bang, en die derde ding is die naaktheid, en dan verberg hy homself. Toe God na die sondeval in die tuin wandel, het Adam gesê, ek het u stem gehoor en was bang. En dit is die werklikheid van die kerkewêreld waarin ons leef. Omdat die teenwoordigheid van God sonde openbaar, het Adam gaan wegkruip. Jy weet, ek sê dit, wanneer dit kom by heiligmaking, is dit so, dat baie keer, hoe nader jy aan God begin lewe, hoe meer sondig voel jy. Hoe meer sien jy die goed raak wat verkeerd is. Hoekom? Want jy is besig om nader aan die lig van God te beweeg. En hoe nader ons aan die lig van God beweeg, hoe meer sien ons die foute raak. En dit is hoekom die teenwoordigheid van God belangrik is in ons kerke. Amen. Toe die heerlikheid van God hom verlaat, het hy sy naaktheid besef en hy het ontdek dat hy ontbloot staan, want sonde ontbloot jou. Ek het hier 'n skuif gemaak wat sê, Jesus het jou skande vir jou gedra. Daarom is dit betekenisvol dat Jesus kaal aan die kruis gehang het. Hy het nie net ons sonde gedra nie, hy het ook ons skande gedra. Moet daarom nooit die teenwoordigheid van God verloor nie.
Toe Jesus aan daardie kruis hang, sonder 'n draad van klere, is dit belangrik om vanmôre te sê, dat hy het die lelikheid van sonde ontbloot. En ek het dit laasweek gesê, en ek wil net so bietjie meer daaroor ingaan. Jy sien, 'n leuen, kom ons noem dit mos 'n wit leentjie. Wie het nog nooit gejok in hierdie plek nie? My vrou het vanoggend vir my gejok. Vra liefie, is die skoene wat ek aan het reg? Dis ja. Maar die waarheid is, dis sommer nou graps gewys, maar die waarheid is, dat 'n leuen is snaaks, totdat dit uitgevang word, en 'n huweliksmaat se hart in stukke gebreek is. Voordat kinders se harte stikkend is. Ag, daar's 'n paar goeters wat ek hier neergeskryf het. Elke vorm van ons sedelikheid, ja, ons lewe in 'n rowwe wêreld, kom aan kerk. Partykeer as ek Facebook oopmaak, kan ek vir jou eerlik sê, moet ek ook maar 'n bietjie vinnig scroll hoor, want hulle gooi goed daar uit. Wat ek nie gevra het om te sien nie. Maar die wêreld raak so vasgevang in hierdie goeters, maar die waarheid is, daardie lelike goeters, ag, ek gaan dit noem, ek weet ek praat 'n bietjie intiem. Ek ry baie keer verby die vrouens wat so op die hoeke van die strate staan. Vir my is dit, aan die een kant is dit so vuil, dit is so, ag, ek kan nou goed sê, maar ek dink ek gaan dan moet PG-16, ek weet nie. Maar weet jy wat, die gees van God in my, kry daardie vrou verskriklik jammer. Want iewers het onsedelikheid oor haar gekom. Mans wat haar misbruik, en ek weet, dit is bietjie intiem. Maar die realiteit is, dat daardie is die leuen en die vuilheid wat Jesus toe hy kaal aan die kruis hang met respek, wat hy geontbloot het. Ek praat vanmôre, kom ons, elke gees van rebellie, ek het in die laaste paar weke te doen gehad met rebellie. Rebellie is 'n lelike ding, maar toe Jesus daar hang, toe ontbloot hy dit vir die vieslike lelike ding wat dit is. Want sy teenwoordigheid wys wat verkeerd is, die Heilige Gees bring dinge na die oppervlak. Hy wys vir ons waar sterkvestings, omdat ons het oor sterkvestings gepraat, waar sterkvestings in jou lewe besig is om te vorm. Hy wys waar die vyand, en hoor, waar die vyand my en jou stadig wil inkatrol en beheer neem. Hy hank jou net met 'n klein dingetjie. En dan begin hy stadig katrol. En stadig katrol. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Daarom is die teenwoordigheid van God uiters belangrik om sonde in ons lewe te openbaar. Aanbidding bring ons in lyn met God. Hier's die waarheid. As jy Openbaring gaan lees, dan lees jy daar waar die engele en die lewende wesens en die 24 ouderlinge nou tans in die hemel, is hulle besig om God se troon te beweeg. En as jy Openbaring gaan lees, roep hulle uit, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Die waarheid van dit is, terwyl ons dit in die hemel gebeur, wanneer ek en jy hier in 'n kerk by mekaar kom, en wanneer ons begin aanbid, nou ek wil dit vir jou verduidelik en ek hoop jy verstaan dit, ons kan 'n vergadering wees. Hulle noem dit in Engels 'n assembly. Ons is mos assembled by mekaar, is jy by my? Maar wanneer ons in gees begin aanbid, dan word ons nie net 'n assembly nie, maar ons kom in alignment met dit wat in God se heilige troonkamer nou gebeur. En ek wil hê jy moet dit snap, want ek glo God is op pad iewers heen met sterk toring. Ons is nie net hier by mekaar om te sê ek was in die kerk nie, maar wanneer ons na die woord luister, wanneer ons met lof en aanbidding besig is ons besig om in lyn te trek met dit wat in die hemel gebeur. En net my verbeelding, terwyl daar die serafs
om die troon beweeg. En hulle roep, heilig, heilig. Dan kyk jy so terug, dan kom hier nog 'n heilig verby. Dan sê, o, dis sterk toring, so lof en aanbidding, wat nou inkom, en saam met ons, die God van alle gode, begin aanbid. En wanneer ons God se salwing en sy teenwoordigheid toelaat in ons kerk, dan kom ek en u as mens in lyn met dit wat in die hemel besig is om te gebeur. Geesgevulde aanbidding bring jou hart in lyn met die troon van God. Paar goeters nog noem, maar ek wil sê sterk toring en ek waardeer dit so van u. Maar ek sê ek is verslaaf, is die regte woord. Ek is verslaaf aan die atmosfeer van heiligheid wanneer ons as gemeente begin saam sing. Want in daardie oomblik gaan ons lof in by die troon van God en God se heerlikheid uit die troon daal op my en jou neer. Ek sê weer, die teenwoordigheid van God moet ons nooit verloor nie. Nou kom ek praat platant gou mooi reguit met jou en ek is lief vir julle almal. Jy stap hier in en jy's nie lus nie. Jy stap hier in en ek praat met die grootste liefde en respek. Jy en mamma het nou 'n bietjie argument gehad. Jy stap hier in en jy het 'n opinie oor daai tannie se sykouse en daai oom se hemp en jy is eintlik onchristelik. Ek praat myself ook. Kan ek vanmôre vir jou sê, as ek vanmôre met jou praat en ek sê vir jou, ons moet nie teenwoordigheid van God verloor nie, dan wil ek sê, kind van God, kom in lyn. Wanneer die kerk van God by mekaar kom ons los die opinies. Kom ons los ons eie emosies en ons sê, Here, ons wil in lyn kom met dit wat besig is om in die troonkamer van God te gebeur. En die lof en eer na hom toe bring. Sê dat jy moenie so kwaai wees nie. Waar hy teenwoordig is daar lewe, daar is genesing, daar is vrede, daar is bevryding. Die woord van die Here sê die voorhangsel het geskeur, hierdie voorhangsel net vinnig weer 20 meter hoog, sê hy het van bo na onder geskeur, en eintlik al wat dit sê, hierdie ding was 10 centimeter dik, maar hy skeur die oomblik toe Jesus hierdie woorde uitroep, toe skeur hierdie voorhangsel, en my gedagte sien ek net God wat sê, dis hoekom hierdie gebeur het, sodat die teenwoordigheid van God weer kan beskikbaar wees in kerke so sterk toring. Ek sien hom daardie oomblik, hoe God met opwindendheid, alhoewel die seun sterf en God hom verlaat het, daardie voorhangsel skeur en sê, nooit in die lewe weer, hoor mooi, hoef daar 'n Eloi, Eloi, lama sabachthani in 'n kerk te wees nie, want die voorhangsel is geskeur. En God is nou vrylik beskikbaar vir elkeen wat in sy teenwoordigheid wil ingaan. Ek en jy kan ingaan. Kan Jesus sien wat sê, kom in, dis hoekom die kruis daar was. Dis hoekom ek my seun verlaat het, sodat jy nooit in jou lewe weer verlaat hoef te voel nie. En ek weet ek druk 'n bietjie op hierdie, maar hoor gou mooi wat ek sê. Wanneer ons as kerk by mekaar kom, moenie dat jou opinie en jou mislikheid, en ek praat mooi, en jou norsheid, die teenwoordigheid van God demp nie. Los dit by die deur en sê, Here, ek kom hierin en ek wil die teenwoordigheid van God ervaar. Ek wil U ervaar, Here, en ek wil sê, ek wil U aanbid, my hande opsteek en sê, dankie, Here, dat ek as mens die teenwoordigheid van God in my lewe kan waardeer. Ag, ek hoop dit gaan by jou in. Wanneer jy in sy teenwoordigheid ingaan, begin hy met jou praat. Kom aan, wie kan getuig daarvan? Ek het hom al gehoor praat, en hoe weet ek? Partykeer het God ook al vir my goed gesê, en sê, Here, ek wil dit nie hoor nie. Kom aan, wie weet het? Ek wil dit nie hoor nie, Here, maar ek kan voel die oortuiging van God se gees, want hoekom is sy gees vir my en jou gegee? Ja, dit is om ons te seën, ja, dit is om lekker te voel, maar sy gees is ook gegee om ons te oortuig van dit wat verkeerd is. Kom aan, kerk. Hy wys dinge waaraan jy lanklaas gedink het jy dit al ervaar? Ek het al my kar gery in die oggende, nou die waarheid is, ek is nie 'n lekker oggendmens nie. My vrou is 'n oggendmens. Sy kom in die kamer in 5 uur, dan is sy al 2 ure wakker. Môre my liefie,
Hier is maar. Maar in die oggend as ek ook moet ry en jy ken die druk van die lewe, daar's 50 goeters op my kop wat vandag moet gebeur en dan ewe skielik dan raak ek net stil en ek sê Here, ek dankie. Ek loof U dat ek nie hierdie dag alleen hoef deur te gaan nie. En terwyl ek hom innooi in my dag in, begin hy goed in my kop sit wat ek nie eens aan gedink het nie, wat baie belangriker is as die 50 goed waarna ek gedink het. Hy openbaar wat reg is, hy openbaar wat verkeerd is. En hy begin jou verander. Dink ek het hierdie punt redelik genoeg ingesit, maar kan ek vanmôre sê, wat Eloi, Eloi, lama sabachthani vir my sê, is hy het aan die kruis gehang, en hy het God, die Vader se afwesigheid ervaar, sodat ek en jy vanmôre, God se teenwoordigheid kan waardeer. En ekskuus as ek nie beplan om rof te wees nie, en ek is nie rof nie, kom aan, julle ken my, ek is rustig. Maar weet jy wat, baie keer, ek maak ook partykeer kos, met die klem op partykeer. En dan braai ek eie, dit kan ek goed doen. Maar wie van die manne kan saam my stem as ons kos maak, jy staan heeltyd voor die stoof en roer. Jy roer hy eie gaar, papa. Is dit net ek? Maar die waarheid is, dat baie keer kom ons in God se teenwoordigheid, en die vuur van God se teenwoordigheid brand so bietjie die pot. En dan kom God en hy roer die pot. Verstaan jy my metafoor? Want as hy nie die pot roer nie, gaan die eie vasbrand. Ek's 'n kok, ek weet. En moenie ongemaklik raak nie. Moenie weghardloop wanneer God se teenwoordigheid opdaag, omdat jy bang is dat hy jou 'n bietjie roer nie. Ek sê hier's mense, ek myself sê Here, roer my. Laat die Gees my roer sodat ek in lyn kan bly met dit wat U plan in my lewe is. Dis die rede van die Eloi, Eloi, lama sabachthani. Amen. Wie nog? Kan ek net vra, wie in hierdie plek sê Here, roer my man. Roer my Here. Hou my reg, Here. Amen. Toe roep hy hierdie woorde uit in Johannes 19 vers 30 en hy sê, dit is volbring. Hy het nie gesê, dankie tog, die pyn is weg, of die kruis is verby, of my lyding is verby nie, maar hy roep hierdie woorde en sê, dit is volbring. Dit is volbring in die Grieks beteken tetelestai, en die betekenis van daardie woorde is ten volle betaal. Hoor gou, jou skuld, my skuld, is vereffen. Niks kan daarby bygevoeg word nie. Die verlossingswerk is voltooi, en soos ek nou al die hele môre probeer beklemtoon, nooit weer hoef jy of ek sonder die Heilige Gees te lewe nie. Die Heilige Gees is 'n sensitiewe duif. Of hy voel welkom en veilig in jou, of hy gaan nie daar wees nie. Daardie keuse is my en joune. Sonde is betaal, Satan is oorwin, die pad na die Vader is weer oop, die voorhangsel het geskeur, die Heilige Gees is nou vir elkeen wat voor die kruis van Golgotha gekniel het. En soos ek al reeds gesê het, Eloi, Eloi, lama sabachthani, hoef nooit weer deur enige kind van God gespreek te word nie. Kan ek jou vra om te kom, Wynand? Dan sê hy ook hierdie woorde, en dit is wat ons vanmôre by die tafel ook gaan stil staan. In Johannes of Lukas eerder 23:46 sê hy hierdie woorde, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep. En dis die laaste woorde wat Jesus dan spreek. Hy sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Woord sê verder, en toe het hy dit gesê, blaas hy sy laaste asem uit. En ek wil vanmôre by hierdie woorde stil staan, en ek wil dit gebruik as 'n afsluiting vanmôre. Vader, in U hande
gee ek my lewe oor. Wie is in hierdie kerk vanmôre wat net opnuut wil sê, Here, in U hande gee ek my gees oor. Here, kom leef in my. Weet toe Jesus aan die kruis hang, toe hy roep, my God, toe spreek hy dit uit as God, want God is almagtig, alheilig. Hy is 'n God wat sê, wees heilig, want ek, die Here jou God, is heilig. En dan roep Jesus dit 2 keer, my God, die Vader, my God, die Heilige Gees, waarom het U my verlaat? Maar toe hy hierdie laaste woorde spreek, toe praat hy nie meer van my God nie, maar hy sê, my Vader. Wat beteken dit? Dit beteken dat die versoening is betaal, die verhouding is herstel. Hy kan nou nie net jou God wees nie, maar nou kan hy jou Vader wees. Dis wat hy gekoop het aan die kruis van Golgotha. Die gemeenskap is herstel. Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, to break every chain. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Sing het nog een keer saam. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. Oh, there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Kan het nog een keer zeggen? My chains are gone,